Jesus, levende Jesus, volmaakte mens, Seun van God. Jesus, gekruisigde Jesus, niks kon U keer, die pyn en die seer. U is deurbo tot ek ook my soul. Ek groet U vanoggend in die naam van God wat Jesus opgewek het. Baie mense lees dit mis. Ek groet in die naam van God wat Jesus opgewek het. Maar ek groet in die naam van Jesus wat opgestaan het uit die dood. En ek groet in die naam van die Gees van God wat hierdie lewende Jesus in jou lewe ook laat opstaan. Sodat jy die lewe kan leef wat God vir jou bedoel het. Kom ons bid saam. Lewende God, U wat was en U wat is en U wat altyd sal wees. Ons aanbid U as die God van ons lewe. Ons wil vir U God kom dankie sê dat ons nie 'n dooie God aanbid nie. Dat ons nie 'n afgod aanbid nie. Maar dat ons U aanbid as 'n lewende werklikheid God met ons. Dankie Vader God dat U Jesus opgewek het. Dat U die geskiedenis vir altyd verander het. Jesus, dat U opgestaan het en die dood oorwin het. En dat U aan mense verskyn het om vir hulle te sê, hier is ek. Die opgestaande lewende Jesus. Dankie Heilige Gees dat dit ook in ons lewens gebeur. Dat U opstanding ook ons opstanding word. Dat ons soms saam met die verlore seun uit 'n varkhok opstaan en terug gaan huis toe. Soms opstaan waar ons geval het. Opstaan uit 'n teleurstelling, opstaan om weer met ons lewens voort te gaan. Here, ons wil as gemeente, wil ons ook 'n lewende gemeente wees. Omdat ons glo aan 'n lewende God en 'n lewende Jesus. En daarom wil ons ook hier in die gemeente U verkondig as die lewende opgestaane Jesus. U wat gekom het en gesterf het aan 'n kruis, U wat begrawe is, U wat opgewek is, U wat opgestaan het, U wat opgevaar het hemel toe en U wat eendag terugkom om ons te kom haal. Wil U vanoggend vir ons elkeen 'n boodskap gee wat ons lewens weer laat wees wat U bedoel het om te wees. Miskien is daar iemand wat nou na my luister hier of daar ver, wat daar op 'n plek kom of op 'n plek is waar my lewe nie meer sin maak nie. Waar my lewe nie meer moeite werd is nie, dat ek in die ronde draai en nêrens uitkom nie. Here, ek bid vir so 'n persoon. Ek vra dat dit ook sy opstanding Sondag sal wees. Ek gaan opstaan. Ek gaan na my Vader se huis. Here, ons wil ook in hierdie tyd bid vir ons boeregemeenskap wat deur 'n baie moeilike tyd gaan met hulle oesste wat moet van die lande afkom. Geef maar net vir hulle die krag wat hulle nodig het, want Here, dis soms bo menslik. Gee hulle die krag. Gee hulle die moed.
om ook op te staan en te bly staan. In Jesus se naam. Amen. Die teksvers wat ek vanoggend wil lees, sal verskil in jou Bybel so lees. Luister maar, dit kom met die boodskapvertaling en ek het hom gekies omdat dit vir my iets sê wat ek wil later ook sê. In julle Bybel is dit Handelinge 1 vers 3. Maar Handelinge 1 vers 2 en 3 saam. Nadat Jesus uit die dood opgestaan het, het hy oor 'n tyd van 40 dae 'n hele paar keer aan sy apostels verskyn om vir hulle te wys dat hy regtig lewe. Hy het met hulle oor die koninkryk van God gepraat. Hy het met hulle oor die koninkryk van God gepraat. 40 dae. Ons is nou in die 40 dae van Jesus se opstanding. 40 dae wat hy op aarde was, verskyn het aan verskeie mense en dan na die 40ste dag die hemelvaart en 10 dae na hemelvaart die uitstorting van die Heilige Gees. En dis in die tydperk waar ons nou is. Die 40 dae waar Jesus saam met sy disippels was en met hulle gepraat het oor die koninkryk van God. Met ander woorde, dit was die belangrikste boodskap waarmee hy sy disippels agtergelaat het. Die koninkryk van God. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor dit gaan. Nou, Jesus het gekom vir baie dinge. En daarom is Jesus vir ons elkeen baie keer iets anders in ons lewens. Soms is Jesus daar om jou lewens nuut te maak. Soms is Jesus daar om vir jou gesond te maak. Soms is Jesus daar om jou huwelik te herstel saam met jou. Soms is Jesus daar om vir jou hoop te gee. Is hy daar vir jou om vir jou te sê daar is 'n toekoms. Jesus het vir ons elkeen op 'n manier eers iets beteken. Maar die een ding wat Jesus veral vir ons kom wys het is ons kyk deur die oë van God en dan sien ons hoe God ons sien. Die probleem is baie mense kyk teen hulle self vas. En dan kom hulle met woorde soos my lewe is nie moeite werd nie, ek is niks werd nie en ek beteken niks en niemand gee om nie en dan kom mense met al hierdie goed want jy kyk teen jouself vas en jou omstandighede. En ons omstandighede speel 'n groot invloed op ons lewens. Maar Jesus het gekom dat ons deur die oë van sy Pa, van God Vader, na jou sal kyk. En God kyk na jou, luister mooi. Hy het jou geskape na sy beeld, sy gelykenis. Ons is nie 'n mislukking nie. Ons is nie niks werd nie. Want God maak nie sulke mense nie. So jy moet jou begin sien hoe God jou sien. En weet wat, dit verander jou lewe. Ek is 'n kind van God. My sonde is vergewe. Ek het 'n toekoms deur die oë van God. Verander jou lewe heeltemal. En dan het Jesus gekom om die koninkryk van God te kom vestig op aarde. Die klomp fariseërs het vir Jesus gesê, waar is die koninkryk? En wanneer kom die koninkryk? En wanneer gaan u weer Israel oprig? En dan sê Jesus vir hulle ding. Moenie rondkyk nie. Moenie soek na die koninkryk nie, want die koninkryk is hier. Jesus het die koninkryk van God aarde toe gebring. En Jesus kom woon in ons om ons deel te maak van die koninkryk van God. Want dan gebeur 3 dinge. 3 dinge gebeur met jou wanneer Jesus in jou kom woon en jy besef en jy weet ek is nou koninkryk van God. Ek is deel daarvan. Want jy besef God is die koning van jou lewe. Daarom is jy deel van sy koninkryk. Die tweede ding wat jy besef is dat hierdie koning het jou sondes deur sy seun Jesus weggeneem. En die derde ding wat gebeur is, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, neem besit van jou lewe. As jy hierdie 3 dinge in hierdie oggend weet, moet jy weet, jy besef, jy het die koninkryk van God in jou. Nie buite jou nie, nie daar ver nie. Koninkryk van God is in jou. Romeine 14 vers 17, wat ek eintlik maar hier met u behandel het. En die wonderlike ding, as die koninkryk van God in jou is, dan begin alles te verander. Want as jy in jou huis instap, dan stap jy binne
in die koninkryk van God in. In jou huis word die koninkryk van God gesien en geleef. Want oral waar jy beweeg, is jy deel van die koninkryk en jy leef koninkryk lewe. Daar by jou werk, daar in jou vriendekring. Beleef mense koninkryk van God. God is die koning van my lewe. Ek weet my sonde is vergewe en ek het 'n vrede in my binneste. Jy weet, daar kom die koninkryk van God is daai vrede wanneer iemand vergewe in plek van om te haat. Dan kom daar 'n vrede. Weet jy, daar's mense wat jy sê ek sien nie kans om te vergewe nie. Ek sien nie kans en dan kom daar by jou, maar weet jy wat die koninkryk van God is in my? Ek is vergewe en dan is dit so makliker om vir iemand te sê, weet jy wat, ek vergewe jou. En so word die koninkryk sigbaar. Elke dag van jou lewe gebeur hierdie dinge. En mense weet, die koninkryk van God is hier. Ek gaan met hierdie 3 dinge afsluit. En ek sê weer, jy moet gaan kyk na jou eie lewe. Dit gaan oor jou lewe en dit gaan oor mooi. Ons belewe nie almal dieselfde nie. Luister nou wat ek nou sê, is baie belangrik. Onthou, 'n belewenis is nie noodwendige werklikheid nie. Hoor wat ek sê? Paulus het op die Damaskuspad 'n belewenis gehad. Onthou jy, 'n lig het op hom gestraal en hy het God se Jesus se stem gehoor. Die mense wat saam met hom was, het dit nie gehoor nie, nie gesien nie. Want jy sien, dis 'n belewenis. Jy het 'n belewenis wat nie noodwendig 'n werklikheid is nie. Daar's baie mense wat soos ek sê Jesus gesien het. Dis 'n belewenis, maar almal hoef dit nie so te sien nie. Want 'n belewenis, ons beleef dinge anders. Almal van julle wat hier is, wat verlief geraak het of lief geraak het op 'n ander manier, party op 'n romantiese manier. Iemand hoor viole speel en klokke lui. En ander ene weet jy, dit is die een waarmee ek my lewe wil deel. Maar dis 'n belewenis wat ons elkeen persoonlik het. En hier gaan ek met 3 dinge vir u wys wat belangrik is in die koninkryk van God. Die eerste is Jesus is in die dood uit opgestaan en daarom moet 'n mens, soos ek gesê, ontmoeting met hom hê. Johannes 20 vers 15 tot 16 het Jesus daar opgestaan. En nou kom Maria Magdalena, die een wat hom so lief gehad het. Maria Magdalena kom by die graf en dan is die graf oop. En sy kyk binne in die graf en hy is nie daar nie. En daar staan 'n man en sy hardloop dan toe sê, meneer, waar het jy my meester heen geneem? Was 'n engel wat daar gestaan het. En hierdie engel sê, waarom soek jy die lewende by die dooies? Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. En dan kom die man wat ook daar staan en hy sê vir Maria, Maria. En dis die enigste een wat daai woord gebruik het soos Jesus. En toe besef sy, dis Jesus wat met haar praat. Maria. En sy val op haar knieë en sy sê, Rabboni, beteken my meester. Sy het 'n ontmoeting met 'n lewende Jesus. Net haar naam het 'n verandering in haar lewe gebring. En sy noem hom Rabboni, my meester. En sy het sy 2 voete vasgegryp. En toe sê Jesus vir haar, los my Maria, ek het nie net vir jou gekom nie. Ek het gekom vir die hele wêreld. Ek wil jou vra, was daar miskien so iets in jou lewe wat gebeur het? Dat jy op 'n sekere plek net besef, ek het nou hier te doen met Jesus self. Mense sê, ag jy verbeel jou. Ook as mens moet oppas dat verbeelding baie ongelooflike belewennisse in jou lewe by jou laat verbygaan. Ek het op 18-jarige leeftyd in 'n kerk gesit. My lewe was verkeerd. Ek het ver van God af gelewe. En daar was 'n predikant wat gepreek het en hy het gepreek oor Saggeus in die boom en ek sit daar en ek hoor net hierdie sin. Eintlik letterlik net hierdie een sin in daai hele preek uit. Waar Jesus sê vir Saggeus, Saggeus, ek moet vandag by jou tuis gaan. En daai woord vandag, besef ek, vandag of nooit. Dit was 'n Pinksterdiens, kans om te bid.
en ek het opgespring vir die eerste keer in my lewe in 'n kerk. Vir die eerste keer in my lewe hardop gebid in 'n kerk en ek het uitgeroep: God, wees my sondaar genadig. En die predikant sê vir die kansel: daai jong man, vandag het daar vir jou redding gekom. En ek het nooit weer aan weer getwyfel nie. 'n Ontmoeting. 'n Ontmoeting deur is een sinnetjie uit 'n preek. Het nie my lewe verander vir altyd nie, maar het die verandering begin in my lewe, waarmee hy nog steeds besig is. Dit hou nooit op nie. Jy verander en jy verander en jy verander. Rabboni. En dan hardloop hierdie Maria Magdalena na die disippels toe en sê: ek het die Here gesien. Ek het die Here gesien. En dan dog hulle: ag, is maar net 'n vrou. In Johannes 20 vers 19 is hulle in die bokamer, die klomp disippels, hulle het toegesluit, hulle is bang en ewe skielik kom Jesus deur die deur. En hy sê vir hulle: vrede vir julle. Hulle val op 'n knie want Jesus wys sy hande. Hy wys sy sy. En hy sê: ons meester is hier. En hulle hardloop uit en gaan vertel die mense: Jesus het regtig opgestaan. Hoor julle wat ek sê? 'n Ontmoeting met Jesus. Ek kan dit nooit genoeg beklemtoon nie. Jy moet 'n ontmoeting met Jesus hê en ek sê dit oor en oor en oor en dit beteken jy moet jou oopmaak. Jou oë moet oopgaan. Jy stap soms by hom verby. Jy stap soms, jou ore moet oop wees. Soms hoor jy nie daai woord nie. Dis soms een woord soos ek in 'n preek gehoor het. En weet wat? Die koninkryk van God het vir my aangebreek. Die koninkryk van God het aangebreek. 'n Ontmoeting met Jesus. En Jesus het oor sy disippels het hy geblaas en gesê: ontvang die Heilige Gees. Want jy sien my boetie en my sussie, Jesus doen nie halwe werk nie. Jy sien, Jesus het gesterf vir jou sonde. En Jesus het vir jou nuwe lewe gegee. En hy het die Heilige Gees vir jou gegee. Hy vul jou met sy Gees. En ons noem dit wedergeboorte. Want Jesus se opstanding is wedergeboorte. 1 Petrus 1 vers 3. Jy word weergebore saam met Jesus. Jy staan saam met hom op en jy begin 'n nuwe lewe te lei. En dit is 'n lewe wat verniet en aanhou verniet. Want jy is nou op die pad van vernuwing. Die tweede is dat jy moet 'n geloofsbelijdenis in jou lewe hê. Dan moet 'n geloofsbelijdenis by jou lewe kom. Thomas was nie by die disippels nie. En toe die disippels vir hom sê: Thomas, Jesus was hier by ons. Sy hande, sy. Toe sê Thomas die bekende woorde: as ek hom nie self sien nie, en my vingers in die hande steek en in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Die sogenaamde ongelowige Thomas. En 8 dae daarna, toe kom Jesus ingestap. Hy praat nie met die disippels nie. Hy stap reguit na Thomas toe. Hy sê vir Thomas: moenie ongelowig wees nie. Hier's my hande. Bring jou vinger. Hier's my sy. Dis ek wat opgestaan het. En dan kom Thomas met 'n geloofsbelijdenis. My Here en my God. My Here en my God. Iemand wat 8 dae gelede gesê het: ek sal nooit glo nie. En weet jy, wanneer 'n mens by daai plek kom waar Jesus nie maar net 'n geskiedenis is nie. Jesus is nie maar net 'n iemand nie. Jesus is my Here en my God. As dit jou lewe nie verander nie, wat gaan jou lewe verander? Hierdie man het verander. Hulle lewens het verander. Maar as jy by daai plek kom waar jy op jou knieë, jy moet dit slag dit belewe. Daar in jou binnekamer, daar in jou slaapkamer, daar ergens op jou knieë gaan staan, jou hande in die lug steek en net hierdie woorde sê: my Here, my God. 'n Belydenis wat Thomas se lewe verander het en wat soveel mense se lewe daarna verander het. Die laaste, 'n liefdesverklaring. 'n Ontmoeting, geloofsbelydenis, liefdesverklaring. Ek onthou vir Petrus, toe Jesus hom gesê het: jy gaan my verloon. Toe sê Petrus: dit sal nooit gebeur nie. Toe sê: voor jy aan gekraai het, gaan jy my 3 maal verloon het. Petrus sê: nooit. En net rukkie daarna, tot 3 maal toe, gesweer: ek ken Jesus nie. Jesus was een van hulle, ek ken hom nie. Ek het hom, jou saam met hom gesien, en hy het met 'n vloek gesê: ek ken hom nie. 3 keer het hy ontken dat hy Jesus ken.
Hy, Petrus. En dan het Petrus vir daar rondgeloop. Ken nie daai ding, dat jy jouself so verwyd. Jy kan jouself nie vergewe nie. Ek dink Petrus kon nie slaap nie, hy kon nie eet nie. Ek het my meester verloon. En hy het dit vir my gesê. En ek het dit gedoen. My lewe is verby. Ek kan nie aangaan met my lewe nie. En dan gebeur dit, dat Jesus aan Petrus verskyn. Hulle het vis gevang, hy kom uit. En Jesus gaan staan voor Petrus, met 'n glimlag. Hy het gedog, Jesus gaan vir hom sê, jou slegte disipel, ek het jou gesê. Nee, met 'n glimlag. Vra hy vir Petrus 3 vrae. Petrus, het jy my lief? En Petrus sê, jy weet alles, jy weet dat ek lief het. En hy vra hom 'n tweede keer, Petrus, het jy my baie lief? Hy sê, Jesus, ek het jy baie lief. En elke keer sê hy, laat my skape wy, pas my lammers op. En die derde keer, en toe word Petrus hartseer, want die hoender begin weer te kraai. 3 keer wat hy gesê het, ek ken hom nie. En die derde keer vra Jesus, Petrus, het jy my lief? En hy sê, ja, Here. En Jesus sê, laat my skape wy. En ek wil vir julle dit sê, en ek gaan dit hardop sê. Daar's net een manier, wat Jesus jou met 'n mens sal vertrou. Net een manier, wat Jesus jou met 'n mens sal vertrou. As jy hom liefhet. As jy hom werklik liefhet. As jy hom waarlik liefhet. 'n Liefdelose mens kan jy nooit vertrou nie. Nooit. As jy met 'n liefdelose man getroud is, 'n liefdelose vrou getroud is, nooit. Liefde. Sonder liefde kan jy nie vir iemand gee wat liefde vra nie. Nee. Sonder liefde kan jy nie vir iemand gee wat hy vra nie. Liefde. En daarom wil ek afsluit met hierdie sin wat ek dink vir julle baie kan beteken as jy mooi luister na. Die koninkryk van God is nie net 'n toekomstige hoop nie. Dit is 'n huidige werklikheid. Dit is nie 'n plek om te ontsnap nie, maar 'n lewe om nou in te stap. Die mense verplaas die koninkryk van God op 'n plek waar geen mens kan kom nie. En die koninkryk van God is nie iets wat jy moet na toe vlug nie. As dit met jou sleg gaan, vlug jy daar na toe. Nee. Jy stap elke dag in die koninkryk van God in. En gaan doen dit wat die koninkryk van jou verwag. 'n lewende, opgestane Jesus. Hy het vir 40 dae verskyn aan mense. Vir een doel. Om hulle lewens vir altyd te verander. Ek gaan 'n persoonlike vraag vra. En jy moet dit beantwoord vir jouself. Het Jesus al jou lewe verander? Het hy? Amen. Gaan huis toe met hierdie seën van die Here. Gaan leef hierdie week met die koninkryk van God in jou. Laat die koninkryk van God deur jou vloei. En laat die koninkryk kom in hierdie wêreld. Amen.